Goeiedag, ons is by sessie 40 en dan by Sondag 21. En ons gaan vraag en antwoord 54 en 55 behandel. En vandag kom ons by die kerk en dit vra, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? En dan kom die antwoord, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord, in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is, en ewig sal bly. En dan sê vraag en antwoord 55, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? Ten eerste dat gelowiges, almal saam en elkeen afsonderlik, as lede, met die Here Christus gemeenskap, en aan almal sy skatte en gawes deel het. Ten tweede dat elkeen verplig is, om sy gawes gewillig en met vreugde, tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. So dan, ons kom by die kerk, dis iets wat ons ken, maar dis altyd vir my, dit het my getref. Ek glo, ons het het ook al gesê, in God, maar aan die kerk. Ja, in God glo, in Vader, in die Seun, in die Heilige Gees, en dan sê ons, ek glo aan die res. Nee, dit is, ek vertrou die drie enige God. Kyk, die kerk, eintlik is dit iets waaroor ons baie lank sou kon gesels, want die kerk is in die wêreld op die oomblik nie eintlik 'n wonderlike ding nie, in die oë van mense nie. Daar is Dit is beslis. Daar's baie klippies in die kerkskoen. Daar's verskriklik baie klippies in die kerkskoen. En ons as gelowiges is daarvoor verantwoordelik. Nou, daaroor sou 'n mens nou nogal heel veel kon gesels. Maar kom ons begin maar hier by die katekismus vraag en antwoord, wat sê, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk? En ons geloofsbelijdenis sê, ek glo in een algemene heilige Christelike kerk. Okay. Nou in die geskiedenis, dit is nogal een van die vrae wat so 'n bietjie van 'n geskiedenis in hom het. Die heel vroegste opgetekende deel van die geloofsbelijdenis, van die 12 artikels. Die heel oudste een wat hulle kon opspoor het, ek glo in die kerk. Ja, in dit gaat, ja. Nee dit, ja. Ek glo aan die kerk. Ja. Punt. Ek glo aan die kerk. Punt. Jy sou kon sê, is christelik nodig, dit het later bygekom, wat eintlik sê van die skrywers oor hierdie goed, nie regtig iets byvoeg nie. Die kerk beteken in die Griekse oorspronklike woord beteken die Heresin. Kyriake, die Heresin. Ek glo aan die kerk beteken ek glo aan die gemeenskap van gelowiges wat aan die Here Jesus Christus behoort, is die Heresin. Dus ek glo aan die kerk. Maar dit het toe bygekom. En die Christelik het later bygekom, voor dit het bygekom die katholieke kerk, een algemene, ons katekismus vertaal met algemene. Die Griekse woordjie katholiek het niks met die Rooms-Katholieke te doen nie, dit het beteken wat die geheel betref, die katholos, wat ek glo aan en daarom is algemene 'n goeie vertaling daarvan, ek glo aan die kerk is. En as ons volgende keer oor die gemeenskap van die heiliges praat, moet ons 'n bietjie praat oor die gemeenskap wat ons ook het met die wat ons vooruit gegaan het. Hulle is ook nie dood nie. Hulle is ook kerk. So die kerk strek oor eeue en geslagte en oor sy katholisiteit strek oor rondom die wêreld. Maar in die tyd van die reformatie, toe die Heidelbergse katekismus geskryf is, was die woord katholiek, het dit 'n bietjie van 'n slegte smaak gekry, omdat dit mense laat dink het aan die Rooms-Katholieke kerk.
Ja, en die Heilige het ook later bygekom. Maar die punt is, hierdie vreemde verskynsel in die wêreld, die kerk, ek glo dat hy daar moet wees. Ek glo dat hy 'n rol het. Ek glo dat hy 'n plek het. Ek glo dat hy in God se hand 'n wonderbare deel van God se verlossingswerk in die wêreld is. Ek glo aan die kerk. En onthou nou die kerk, as jy sê ek glo aan die kerk, dan staan dit onder die ek glo in die Heilige Gees. Want dit is, as jy oor die Vader sê skepper, dan sê almagtige skepper van hemel en aarde. As jy oor Jesus sê oor die Seun, dan as jy oor die Seun sê, dan sê jy, vertel jy sy storie, maar dan gaan dit oor die storie wat ons, oor sy verlossing vir ons. En as jy oor die Gees sê, Gees praat, dan sê jy die kerk en die vergifnis en gemeenskap van die heiliges en alles. En dis die werk wat die Gees kom doen. Maar nou, baie mense dink verlossing beteken dat ons weggeraap word uit hierdie wrede, verskriklike, nare, bose wêreld tot 'n salige, wonderbare, rustige, alles loop reg, Toyota soort hemel, né? En die Heilige Gees dink nie so nie. Die Heilige Gees sê nee. My eerste werk is om julle in die wêreld te plaas as 'n groep mense wat mekaar liefhet en wat die liefde van die Here voorleef. Die Heilige Gees is daar spesifiek gefokus op dit wat ons hier doen. Ja. En nie op die hier en op die nou. En dis waarom ons sê ons glo nie aan die kerk. Die kerk is die Heilige Gees se hier en nou werk. Ja, en dan 'n klomp mense sal sê, ag maar ek het nie regtig die kerk. Ek weet ek kan alleen saam met God 'n pad stap. Ek stap, maar dis juist daai rede. Dis iets van die werking van die Gees. As jy jouself liefhet, jy het nodig om iemand anders lief te hê. Jy het nodig om iemand anders te dien. Vir klomp mense wat sê ek het nie die kerk nodig nie. Ja, weet jy, dis kyk, individualisme het ontstaan, eintlik begin ontstaan na die tyd van die afklering in Duitsland. Die afklering, ons vertaal dit gewoonlik in Afrikaans met verligting, toe 'n klompie filosowe na Immanuel Kant, was 'n beroemde filosoof wat met die gedagte soort van begin het van my autonomie, ek kan self dink, ek kan vir myself besluit. Ek moet waarheid is so ek begin in die sentrum staan. En dit het 'n geweldige uitwerking in ons wêreld gehad. En ons ly vandag nog onder hierdie ding van individualisme. Wat ek dink is reg en wat ek wil doen is dit doen ek. En daar's 'n mooi kant van jy moet selfdenkend wees, né? Ja. En om dit te ontdek. Maar jy weet, ek glo in die gemeenskap van die heiliges. En ek glo in die kerk beteken dan net ons word ons word tot op 'n stuk gevorm alleen. Maar dan jy kan nie verder geestelik groei of gevorm word by jouself nie. Nee, jy kan nie. Want onthou nou, God is drie-enig. En as ons na die beeld van God gemaak is, dan is ons nie enig nie. Ons is nie drie-enig nie, want God is drie-enig op 'n besondere manier drie-enig. Die Vader is nooit sonder die Gees en die Seun nie. Maar ons is ook, ons wat na die beeld van God gemaak is gemaak vir gemeenskap. Kyk, ek het dit by 'n vorige keer gesê, so kom ons kan 'n bietjie praat oor die gemeenskap van die heiliges nou, want dit help ons ook om die kerk beter te begryp. Die spesifieke rol van die Gees in die drie-eenheid van God
is die gemeenskap, so sê Paulus in 2 Korinte 13 vers 13. Die spesifieke rol is die gemeenskap. Die Heilige Gees is die een wat sy, by wyse van spreuke, wat sy een arm om die seun se skouers sit, en sy ander arm om die vader se skouers sit, en hulle teen mekaar druk, teen sy bors druk, en hulle teen mekaar druk. Hy is die band van die eenheid tussen vader en seun. Gemeenskap beteken om iets te deel. Gemeenskap in die huwelik beteken om byvoorbeeld seksuele vreugde te deel. Gemeenskap van die tafel beteken om die kos met mekaar te deel en vir mekaar te kan sê, wauw, het jy hierdie geproe, dis al lekker. Gemeenskap is ook in die kerk as ons sing veral, en ons sing heerlik saam, en ek hoor die stemme van die mense hier om my, dis gemeenskap. En die spesifieke werk wat die Gees kom doen, is die gemeenskap van die gelowiges. Die gemeenskap van hulle wat deur die Here vir homself eenkant gesit. Dis wat heiliges beteken. Heilig in die een heilige algemene kerk beteken dat God ons vir hom afgesonder het. Ons dink heilig beteken sonder sonde. Ek wens dit was sonder sonde, maar dit is nie sonder sonde nie, want kyk, daar was daar was gereedskap in die tempel wat heilig verklaar is. Met ander woorde, jy mag hulle vir niks anders gebruik nie, as net om aan God, vir Godse diens. Want die lepels en die goed kan nie sonde doen nie, maar hulle is net op sy gesit vir God. En dis wat ons heilig beteken, ons is op sy gesit vir God. En as die Gees, die Heilige Gees, as hy ons omarm, dan druk hy ons en die Vader en die Seun teen mekaar. So ons kan nie die Gees hê sonder om mekaar te hê nie. Dis die wonder, ekskuus. Dit lyk my jy lus om iets te sê en jy moet asseblief. En nou die kwessie van aarde, ons al die klippies in die kerk skoon net gegaan. Weet, hoe kan ons een en heilig wees as ons so onheilig met mekaar aangaan? As daar so eintlik nie die vrug van die Gees nie, maar jaloesie en woede en klomp goed is tussen mense oor kerkkwessies ook en deesdae dink ek moet sê die kerk, die gebou kan nie heilig wees nie. Gebou kan nie, dit is nie, God is heilig. Weer eens, dis nie weet, ons is onheilig, maar as ons glo in 'n heilige, jy het nou mooi gesê, glo ons in iemand, ons is op sy gesit, maar hoe maak ons met hierdie skalk, dit is nou 'n groot vraag, maar 'n moeilike vraag, maar hoe maak ons nou as ons sê ek glo, ons sê die goed, maar ons sukkel met mekaar. Ons sukkel met mekaar, en ek dink dat ons 'n volgende sessie moet ons in elk geval oor vergifnis praat. Ja, dan moet ons dan praat. Kom ons vat hierdie groot vraag van jou by ons volgende sessie aan, waar dit oor die vergifnis gaan. Al wat ek daarbij moet sê is dat daar is in almal van ons harte 'n begeerte na 'n kort paadjie iewers heen. Ek het in die jare wat ek huisbesoek gedoen het, altyd lag gekry vir myself. As die voorhekkie toe is van die mense en die motorhek staan oop, dan loop ek by die motorhek in. Dan dink ek, jou luie Ali, hoekom maak jy nie die klein hekkie oop en stap op die paadjie nie? Dan besef ek, maar ek vat die maklikste pad. Ja. En daar is by ons almal die begeerte na die maklikste pad. En die Heilige Gees, lyk dit vir my, kies nie die maklikste pad met ons nie. Dis 'n mooi een. So dis in ons wese. Kom ons kyk net na die besprekingsvraag. Dink jy ooit daaroor dat die gemeenskap van die heiliges beteken dat ons gemeenskap het met gelowiges dwars oor die aarde en met gelowiges dwars oor die eeue? Ons behoort almal aan mekaar. En dan vir volgende keer, hier is 'n gedagte wat jou kan prikkel. Watter nut hou die vergewing van sondes vir ons in?